Welkom by hierdie ontleding. Vandag gaan ons duik in 'n fascinerende ekologiese raaisel. Dink 'n bietjie hieroor na. Wat 'n joos gebeur wanneer die onstuitsbare krag van 'n vliegende insek die onbeweeglike objek van 'n afgeleë tropiese eiland ontmoet? Ons gaan kyk hoe een piepklein organisme daarin geslaat om die wetenskaplike handboeke letterlik op hul koppe te keer. Dit is eintlik 'n baie interessante vraag. As 'n skepsel vir kilometers aan een kan vlieg, isoleer 'n oseaankruising dit ooit regtig of word al die reëls van oorlewing heeltemal herskryf sodra daardie eiland bereik word? Dis mos maklik om te dink dat 'n kranige vlieër net kan hop van een plek na die volgende, maar as jy die natuur ken, weet jy daar is altyd 'n kinkel in die kabel. En dit bring ons by die ster van vandag se ontleding. Ontmoet die neotropiese orgideebee. Kyk net na daardie ongelooflike iriserende groen en blou kleure. Hulle is absoluut pragtig, amper soos klein vleiende juwele. Maar wat my werklik opgewonde maak, is nie hoe hulle lyk nie. Dis hoe hierdie spesifieke piepklein insekte sommige van ons massiefste biologiese teorieë uitdaag. Afdeling 1. Die reëls van die natuur. Biogeografie se onbreekbare wette. Om hierdie raaisel werklik te verstaan, moet ons eers kyk na die spelreëls. In ekologie is daar sekere beginsels vir eilandoorlewing wat jarelank as onbreekbaar beskou is. Die eerste groot ouetjie is die teorie van eilandbiogeografie. Dit is in die jare 60 voorgestel en dit sê basies dat die spesiediversiteit, dis hoeveel verskillende soorte spesies jy op 'n eiland kry, direk bepaal word deur die eiland se grootte en presies hoe ver dit van die vasteland af is. Dit is 'n konstante balans tussen immigransie en uitsterwing. En die wetenskappers het dit altyd in 'n redelike uiterstes opgedeel. Die logika maak absoluut sin. As jy 'n groot eiland het wat lekker naby die vasteland lê, het jy 'n hoë koers van immigrasie en dis baie verskillende spesies. Aan die ander kant, as jy kyk na 'n baie klein, afgeleë eiland, kry jy natuurlik hoë uitsterwingsvlakke en baie min spesies. Basies, ver en klein beteken min oorlewendes. Dan kry ons die tweede groot reël, die sogenaamde eilandreël. Dit is 'n fantastiese biologiese verskynsel waar 'n geïsoleerde eilandomgewing veroorsaak dat diere fisies verander. Groot diere krimp in grootte, terwyl klein diere weer massief kan word in vergelyking met al ewe knieë op die vasteland. Ons ken hierdie reël baie goed by soogdiere, maar verrassend genoeg is dit feitelik nooit in ongewerveldes soos insekte bestudeer nie. En dit is presies hoekom die insette hier so hoog is vir ons klein ontdekkerreisigers. Afdeling 2. Ontmoet die orgideebye, kragtige vliegniers van die neotroop. So, hoekom is orgideebye dan die absolute perfekte proefkonyne vir ons bespreking? Wel, let op na 'n paar dinge. Hulle maak tot 'n kwart van die hele neotropiese bygemeenskap uit en hulle is kritiese bestuivers vir plaaslike plante. Maar hier kom die massiewe paradoks. Hulle is kragvliegneers. Ek praat van vlugafstande tussen 2 en 50 km. Met daardie krag sou mens mos dink hulle kan net na enige eiland toe vlieg en die reëls van isolasie heeltemal ignoreer. Tog blyk dit dat 'n stukkie oop water van net 7 tot 11 km 'n reuse afskrikmiddel is. Hulle wil eenvoudig nie daaroor vlieg nie. Dit fascineer my grensloos. Afdeling 3. Die Panama-eksperiment. Toetsing in die veld. Nou, hoe toets 'n mens hierdie idees in die regte wêreld? Ons maak 'n draai by die Cueva Nasionale Park in Panama. As jy na die terrein kyk, sal jy die vasteland heel bo sien en as jy afbeweeg na die Stille Oseaan toe, kry jy hierdie erg geïsoleerde eilande soos Cueva en Jicaron af in die hoek. Dit bied werklik die perfekte natuurlike laboratorium vir ons wetenskaplikes. Tydens Mei en Junie van 2023 het navorsers iets geniaals gedoen. Om hierdie bye te tel het hulle spesiale chemiese reeksstrikke gestel, propvol goed soos menthol en eukaliptol, 'n geur wat blykbaar onweerstaanbaar is vir die mannetjiebye. En dit het gewerk. Hulle het meer as 3200 bye ingesamel, wat aan hulle 'n ongelooflike akkurate prentjie gegee het van wie presies op watter eilande woon. Afdeling 4. Die verbreeking van die biogeografie-reëls, verwagting teenoor werklikheid. Ok, hou nou vas vir die wending, want dit is hier waar die data besluit om die handboeke by die venster uit te gooi. Wat het almal verwag? Volgens ons ou, betroubare klassieke teorieë het die navorsers verwag dat die spesiediversiteit mooi sou daal hoe verder die eiland lê. En daarmee saam is aangeneem dat die algemene hoeveelheid bye, dis die oorvloed, ook aansienlik op daardie verafgeleë eilande sou krimp. Isolasie behoort getalle af te bring, reg?
Wel, verkeerd. Dit was 'n absolute "wag, wat?" oomblik in die wetenskap. Die getal verskillende spesies het glad nie betekenisvol gedaal nie. Inteendeel, die totale oorvloed van bye het stelselmatig in die hoogte geskiet hoe verder die eilande in die see in was. Daar was eenvoudig duisende meer bye op die verafgeleë eilande as naby die kus. Dit is meestal gedryf deur net 'n paar dominante spesies wat heeltemal beheer geneem het. Dit maak nie saak hoe jy daarna kyk nie. Dit was nie veronderstel om so te werk nie. Afdeling 5. Die ongelooflike krimpende by, 'n dramatiese fisiese aanpassing. As jy dink dit is waar die verrassings ophou, dink weer. Die tweede reusagtige fonds van hierdie ekspedisie gaan oor hoe die bye letterlik fisies verander het weens hul isolasie. Die metings is onmiskenbaar. Die twee mees algemene spesies het werklik fisies gekrimp na mate hulle verder van die vasteland af oorleef het. Dit is harde, sigbare bewys dat die ou eilandreël wat ons dog net regtig vir groot soogdiere tel, pragtig en mededoenliks van toepassing is op hierdie krimpende insekte. Om dit heeltemal tuis te bring, dink net aan hierdie een massiewe getal, 58. Hoekom? Want Kooiba-eiland is 58 keer groter as die veel kleiner eilandjie wat, glo dit of nie, die heel grootste bye opgelewer het. So, al het Kooiba massief baie spasie, het dit van die kleinste bye gehad. Dit sê onomwonde vir ons dat die afstand van die vasteland af 'n baie groter impak het as bloot die grootte van die eiland self. Afdeling 6. Hoekom verander die reëls oplossing van die ekologiese raaisel? So, nou dat ons hierdie ongelooflike omswaai in die pieplynbytjies gesien het, bly daar net een groot vraag oor. Hoekom? Kom ons kyk na die agter die skerms mechanika. Dit maak dalk na 'n ingewikkelde web lyk, maar hierdie model wys vir ons dat die isolasie nie net bloot oor daardie oop water gaan nie. Daardie groot afstand verander die werklike tipe woudbedekking wat op 'n eiland kan floreer. En dit is juis daardie veranderde plantlewe wat aan dikteer presies watter byspesies kan oorleef en uiteindelik oorneem. Alles is absoluut gekoppel. As ons die navorsers se leidende teorie, wat bekend staan as die hulpbronskaarste teorie, stap vir stap ontleed, loop dit soos volg. Eerstens, daardie afstand van die vasteland neem toe. Tweedens, as gevolg daarvan verander dinge dramaties en die eiland verloor 'n klomp van sy natuurlike plantediversiteit en hulpbronne. Derdens, omdat die spyskaart nou beperk is, kan slegs 'n paar taai aanpasbare bye die gebied oorheers. En uiteindelik, weens uiterste mededinging vir daardie min kos, word hierdie bye deur evolusie gedwing om te krimp, net om so min as moontlik energie te verbrand. Dit is 'n pragtige, onstuitbare kettingreaksie. So wat neem ons saam uit hierdie ontleding? Wel, eerstens sien ons dat ongewerveldes meer as in staat is om daardie ou, tradisionele eilandbiografie reëlstukke te breek. Tweedens herinner dit ons dat selfs 'n insek wat 50 km lank kan vlieg, steeds absolute isolasie ervaar, as gevolg van 'n oënskynlik klein stukkie oop see. En ten laaste, die eiland geld vir insekte. Skaars hulpbronne dwing hulle letterlik om te krimp. Dis 'n briljante bewys van die rou aanpasbaarheid van lewe op aarde. Dit los mens nogal met 'n uitlokkende gedagte om on te herkou. As hierdie piepklein orgideebaaie net die oortjies van die seekooi is, watter ander fundamentele, oorgesien reëls wag daar buite? Watter ander geheime lê verstek in die donker woude van verafgeleë eilande wat net wag om oopgevrek en heeltemal herskryf te word? Die natuur is vol geheime en verrassings, veral in dinge wat ons as vanselfsprekend aanvaar. Bly nuuskierig, hou aan leer en tot 'n volgende keer.